Hier's dit nou, die show na die show. So kry vir jou wyn, gou, moenie worry nie, ek wag vir jou. Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek gesels met van die land se gunsteling realiteitsterre sodat jy nie hoef nie. En vandag se gas is nog 'n op my ys icon. Sy het haar oë gerol en tonge laat klap. Dis Hermie Dempsey. Hallo Lisa, baie dankie dat jy my genooi het. Ek waardeer dit vreeslik baie. Ek is baie opgewonde om by hier te wees vir jou. Maar ek is baie opgewonde om jou hier te hê. Jy was definitief een van my faves op die show gewees. So, Dankie. hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie. Okay, dat was 'n slight pause. Nee, dit gaan baie goed. Dit gaan eintlik goed. Ja, maar ek is baie bly. Ek moet vir sê, ek dink, without any further ado, kom ons maak die wyn hoor. Want ek is lus vir wyn. So, ons drink vandag 'n lekker Stellenbosch Reserve Chenin Blanc van the Stellenbosch Collection. Dankie julle. Hoe voel jy oor 'n wit wyn? Ek is lief vir enige wyn. Ja. It happens. Enige wyn. Ja, 'n wit wyntjie. My gunsteling is eintlik 'n Chardonnay, maar hierdie is ook fantasties. Okay. En dan hou ek van 'n rooi wyntjie, maar ek dink Okay. eintlik 'n bietjie meer vir die winter is hy dan nou gepas. So, Is dit genoeg? nog. Nee. O. Ek voel soos etiket, ek hou nie daarvan as mense my glase vol maak nie. It's Ja. a thing. Dit moet in 'n Dan mooi sê- glas wees en hy moet net tot daar Okay, wees. sorry, ek dink aan agwag ek het 'n bietjie Marcel Hopkins het eendag vir my gesê, jy gooi jou glase te vol. Dit is verkeerd. Ek's jammer, Marcel, ek's jammer. Maar anyways, okay. Cheers. Cheers. Op my ys. Op my ys. A journey. Verseker. Jy is van Pretoria, nê? Nee? Ek is ja. Okay, Moreletta Borreletta Park. Ek is jou buurvrou. Jy is ja, ek is ook hier in Moreletta. Ja, I know. Ons moes lankal saam begin wyn drink. Dan Verseker. en jy het hier groot geword en alles. Ek het nie in Pretoria groot geword nie. Ek is baie trots om te sê ek het in Springs groot geword. Ek was in Love it. laerskool Christian Beyers gewees. My juffrouens ondersteun my vreeslik. Jy sal sien op al die blaaie en so. En dan was ek ook in hoërskool Huguenote gewees. Okay. So ja, ek is baie trots waar ek vandaan kom. My ma is 'n afgetrede onderwyseres. So ons was maar waar sy was. Ag, cute. Ja. En toe nou eventually in Pretoria. Ja, my hele volwasse lewe is ek al in Pretoria. So ek is 'n Pretoriaaner. 'n Pretoriaaner. Jy het daarom nog nie die aksent so erg nie. Nie so erg. Nie so erg nie. Ek voel ook ek vang hom nou. Ek's van Potchefstroom, so ek het my Noordwes aksent al begin inruil hier vir die jaas en my ma. En jy het ook jou eie nailsalon, né? Ek het. So dit is 'n babatjie wat ek baie trots is oor. Yes. So ek het slegs op die ouderdom van 17 jaar oud het ek my eerste nailkursus gedoen. En ek het toe onderwys gaan swat, maar ek was verskriklik besig. Ek het die studente se nails gedoen en die tannies in die kantore. Hulle het immers die geld gehad en van hulle kom tot vandag toe na my toe. So ek het Wow. nooit om te sê nooit gaan skool hou nie. Ek het dadelik my opleidingsskool begin Mhm. en my salon. So ja, Dis crazy. dit is al wat ek ken. So ek sê altyd my besigheid strek oor my kennis in die besigheid strek oor dekades. So dit is my ander babatjie daai. En ek wil nou nie compare nie, maar dit is my funny want jy ken vir Tessa Yes. wat ook op Mommy Club van die hoofstad Ja. was en alles. En dan wil ek sommer nou ook raak want sy het nou onlangs ook 'n video gepost waar sy sê julle het mekaar nie gelike aan die begin nie. Was dit asof van die nailsalonne en like obviously bietjie kompetisie? Nee, nie van my kant af nie. Ek hou van Tessa. Maar ek ken eintlik haar ma beter in die nail industrie. Ek en sy was een van die eerste young nails educators daai jare, maar ek was bitter jonk. Ek was in my bitter vroeg 20's gewees. En so ek ken eintlik haar ma meer in die nail industrie. Maar om eerlik word te sê nee, dit is sommer net daai is sommer net glad niks. Die son is Ja. groot genoeg vir ons almal om oor te skyn. So ek dink nie daai is 'n faktor nie glad nie. Okay, en julle is nou okay. Julle is nou vriendinne. Ons kom goed oor die weg volgens Yes. my. As jy Ja. my moes vra. Maar sy het gesê dat sy het aan die begin gedink, maar nou kom julle baie great by die weg. So ek wil maar net Ja. seker maar Ek dink ek kom met 'n groot presence. Dit is moeilik vir mense om met die intrapslag dalk regtig mal te wees vir my. Maar as hulle my eers leer ken, dan sien hulle, maar salle met haar, salle met my.
En ons almal het eintlik 'n dieper kant en Ja. dis ook wat ek nou van jou wil hoor want ek het ook 'n artikel gesien en ek weet jy's ook baie oop daaroor op jou social media oor dit was 'n paar jaar terug wat jy COVID gehad het en toe op 'n ECMO masjien moes gaan. Ja. So vir die wat nou nie weet nie, 'n ECMO masjien is mos nou hulle sit jou obviously jy is sedated en goed. Hulle pomp die bloed uit jou uit in 'n masjien en dit maak dat daar weer suurstof in jou bloed ingepomp word en hulle pomp dit weer terug in Ja. sodat jou hart en jou longe kan rus. Ja. Hoe het dit tot op daai punt gekom en was jy soos bewus daarvan? My dokter het my gemonitor, my huisdokter. En hy het toe gesê my ek gaan baie vinnig agteruit. So hulle het vir my bed gereël en so en ja, terwyl ek in die hospitaal was, het hulle my dadelik op 'n ventilator geplaas. 'n Gewone meganiese ventilator. En hulle het toe my familie laat weet dat ek die nag nie sal oorleef nie. Na daai gesprek met my familie, moes my familie toestemming gee om my ECMO te plaas. As ek vir jou vinnig kan sê, DG, daar's 10 masjiene in die land. Daar was 2 beskikbaar in Unitas Hospitaal en ek kon 1 kry. Yes. Mm. Dit ek het hoendervleis want die kanse en die lak en ek meen dit is duidelik vir jou gestuur gewees. Ja. So jy het geen idee gehad eintlik wat aangaan nie. Soos want om op 'n ventilator te wees moet hulle mos nou jou klaar. Jy is gesedeer, Ja. maar snaaks genoeg, ek het in my onderbewussyn geweet. So die dokters het aan my verduidelik, mense is op verskillende vlakke gesedeer. Okay. En of jy hanteer dit anders. Yes. So ek was bewus daarvan. So kon jy hoor wat om jou aangaan. Ja, natuurlik in en uit as ek dit so kan stel. Op 'n stadium het hulle my wakker gemaak want die oorlewingskans is baie groter as jy wakker is en positief kan terugbeklei. Yes. Nog steeds met die ding. Ja, En 2 lewensondersteuningsmasjiene, die ventilator en die ECMO. Sure. Mm. En wat gaan deur jou kop op daai stadium? Soos dink mens, wat nou? Hoe nou? Ja, verseker. So ek is 'n baie groot Christen en ek weet nie hoe iemand dit doen as jy nie 'n Christen is nie. Ja. Want jou gedagtes, jy kan nie praat nie, is net tussen jou en God. Ja. Mm. Dis letterlik al met wie jy kan Mm. en seker maak dat hy het jou. Ja. En hy het jou duidelik ook gespaar vir iets baie groters, want hier sit Ek jy. glo dit 100% in my hart. Nee, jy glo ek ook al. Soos want jy het net nou ook genoem vinnig dat mense kom nie terug van ECMO af nie. Glad nie. So wat nou gebeur is, ek maak TikTok video's en ek het nie baie nie. Daar's hier en daar. So wat gebeur is as 'n ander gesin se mense op ECMO geplaas is, dis baie keer die eerste keer wat hulle die woord hoor, vernaam vir adult ECMO. Onder kinders is dit nogal baie algemeen. So dan wat gebeur is, hulle gryp na grashalms toe. En dan sit hulle in hulle search bars ECMO survivors en dan kom hulle by my uit. So al wat ek in my hashtag sit is ek sê ECMO survivor. En dan begin hulle met my te gesels en partykeer ek is nou al baie beter, maar in die begin het hulle met my sussie gepraat, want sy kon hulle baie goed ondersteun, my tweelingsuster. Sy het vir hulle gesê wat hulle kan verwag en daar is hoop, daar is 'n uitkoms, ek is 'n uitkoms wat hoop is, 'n baken van hoop en dit werk nie altyd goed uit nie. Nie almal met wie ons gesels oorleef nie. Ja. Maar ons is 'n baken vir hoop vir ander ECMO-pasiënte. Definitief. Mm. Definitief om te wys dat daar is 'n kans. Ja, En ek dink ook nie net vir die mense self nie, maar ook vir die families ja om te kan natuurlik. sien, Ja, okay, hier's hoop, die masjien werk. ja, Daar is 'n rede hoekom hy bestaan ja, en die dokters dit voorstel. ja. En ek is net so bly dat jy dan nou nog steeds hier is vandag saam met ons. Baie dankie, ek waardeer dit. Ek is ook baie bly. En vir jou seun natuurlik ook. Ek meen ons vriend, ja, dit moet seker ook baie taaf wees op hom en so. Ja, En ongelooflik baie. So dieselfde tydperk het sy pa gediagnoseer met motorneuron disease wat Joost gehad het. yes, ja. En so hy het afgesterf. So al wat in my kop aangegaan het en ek dink dit is wat my laat beklei het, is dat my kind van 17 jaar oud kon nie op daai stadium sy ma en sy pa se sien doodgaan nie. Sure. En Ja. toe fight jy. Erg. Jy het gefight. Hulle kon my sedeer. Ek was wakker. Oh, Ja. jy het probeer. Yes. Jy wil hier wees. En Ek ek's so wil. bly. Hoe dink jy het daai hele ervaring eintlik jou lewe en jou uitkyk op jou lewe nou verander?
ek dink ek was nog altyd regtig baie ek's nog altyd 'n baie positiewe mens en ek het 'n baie positiewe uitkyk op die lewe. Maar een ding wat vir my baie belangrik is die lewe is baie kort. En dit is baie belangrik hoe jy die mense in jou lewe hanteer. Want jy weet nie wanneer dit die laaste dag is nie. En om met spyt saam te lewe, dink ek, is een van die grootste regrets wat mense ooit mee kan saamleef. So ek sou sê daai is ietsie wat ek saam met my sal dra vir altyd. Jy groet jou mense mooi en ja, jy maak seker die mense vir wie jy lief is weet dit en jy gaan slaap nie kwaad nie. Want ek wil nou ook daaraan raak want jy het ook deur hierdie groot ervaring gegaan en jy weet die astronauts wat nou om die maan was. Nou onlangs. Die grootste ding vir hulle was ook soos hulle kyk terug letterlik uit op die aarde en alwaarna hulle kan dink is hulle naastes en hulle familie en hulle vriende en hoe lief hulle het en hoe belangrik die mense in jou lewe is. 100%. So dit is crazy. En nou het jy ook ek wil nou ook bietjie segue, bietjie dit ligter maak. Bietjie oor op my eis gesels. Ons het nou gepraat oor jou seun en jy het nou genoem ook van jou sussie. Jy's in 'n tweeling. Ja. Lyk julle ook presies soos mekaar? Mense verwar ons, maar mense wat ons goed ken sê ons lyk nie vir hulle ons is nie vir hulle so identies nie, want ons is nie biologiese identiese tweeling nie. Ons is tweeling, dan soos susters, ons is elkeen in ons eie baarmoeder sakkie. Maar ons lyk ongelooflik dieselfde. So ek dink eintlik as ons 'n April Fool's Dag joke wou maak, kan ons nogal ek dink ons kan dit aftrek. Ja. Want wat het sy toe nou maar gedink dat jy op hierdie show gaan? Wel sy was een van die groot aanhitsers gewees. So okay. Ja. Dis haar skuld. Ja, so baie mense het my aangemoedig om in te skryf en onder andere natuurlik omdat ons so close is en my seun ook. Toe hulle toe na my toe kom, het ek 'n bietjie meer ernstig oorweeg. Yes. Ja, maar ek kan nie vir sê hoeveel mense het my gevra, "Hermie, skryf net in." So jy het dit nie eers self raak gelees nie. Mense was soos, "Hey, kykie." Ek het nie baie mense het my probeer oortuig. Wel, en obviously reg gekry maar. Ja. En hoe was die inskrywingsproses vir jou? Jy het 'n video gestuur of 'n brief? Ek het 'n video ingestuur. So ek het blootgesit en my sussie het my afgeneem en ons het ek kan nie 100% eers onthou nie, maar sy het die video gemaak en hy's ingestuur. En ek het vir haar gesê, daai is nou God se akker oor God se water. Wat? God se water oor God se akker. Wat moet gebeur. Yes. Maar dit is ook my uitkyk maar op die lewe. Ek voel as dinge meant to be is, dan gaan dit gebeur en as dit nie is nie, dan is dit nie so nie. So ek het nie aan woorde gedink of so nie, ek het dit soos dit hulle noem, gewing. Ja, maar ek dink ook dit is eintlik lekker want as mens te voorbereid is, dan voel dit soos 'n onderhoud en jy wil nou nie met jou potensiële soos partner 'n onderhoud voer. Dit moet gemaklik wees, rustig. Toe wanneer het jy gehoor toe nou jy's gekies? So voor die speed dates het hulle die girls laat weet wie finaliste is. Okay. So ja. En toe dit was eintlik kort die program. Dit het vir my gevoel of die proses nogal redelik vinnig vanaf die video ingestuur is of hulle dit vinnig gekies het en so. So mense ly ook so van skok en nou moes jy soos verlof insit of iets of Wat die voordeel nou van my eie salon is ek kan die kliënte net vra, maar hulle was natuurlik baie nuuskierig geweest. So ek kon op daardie stadium nie vir hulle sê waartoe ek gaan of wat ek gaan doen nie. So ek dink hulle vergewe my nou eers 'n klein bietjie want 'n afspraak is vir 'n kliënt tog baie belangrik. Party mense boek soos 3 maande vooruit. Ja, ek weet. So as jy daarmee mors is jy nogals nie in 'n goeie boekie nie, maar ek dink hulle het my nou al vergewe. Ja, nou wil hulle seker net daar sit en heeltyd hoor, okay, maar wat het gebeur? Wat het reg gebeur? Ja, verseker. En dit is my so interessant dat ek soos uit hierdie hele groep mense nogals soort van 'n algehele konklusie kry as dit sin maak. Mense die opsomming daarvan is nogals dieselfde. Daar's nie mense wat kontroversieel is en sê maar ek voel eintlik so nie. Dit is almal voel dieselfde. Voel nogal redelik, ja. En dink jy hulle som dit reg op? Redelik in 'n mate, ja. Okay, interesting. Want ek kom nog daarby. Ek wou vinnig ook touch op die speed dates. Ja. Jy het 'n sleutel gekry. Ek het 'n sleutel gekry, ja. Voel mense in daai oomblik soos iemand kies my, you know? Ek gaan baie eerlik wees. So ek het vir myself gesê as ek ten minste nie 'n sleutel kry nie, dan het hy nie duidelikheid oor my nie en dan sal dit vir my besigheid
baie sleg wees om dan nog 'n kans te gaan waag. Ja, jy meen, So ek kan bly sy het vir my sleutel gegee. anders het jy gegaan. Nee, anders het ek nie gegaan. Ja, dan is Ja, ek huis toe gekom. Ja. Jessie. So ja. Ja, wel, daarom het jy toe nou 'n sleutel gekry en ek's bly want dit was great om jou op TV te sien. Like vir my ook wat 'n recap maak om sulke mense soos dit is tog karakters Ja. wat mense na kyk en jy is definitief een wat uitgestaan het vir my as well. Maar ek wil ook weet soos dit was lank dae wat jy geshoot het, nê? Wat het jou deur die dae gekry? Ek dink die eerste ding soos die advies wat jou vriendinne vir jou sal sê is, jy's nie daar om 'n vriendin te ontmoet nie, jy's nou daar vir 'n man. Ja. Maar ek dink die ding wat jou regtig werklik deurdra is eintlik die vriendskappe wat jy daar bou, want ek weet hulle praat van 'n bubbeltjie, maar ek het dit 'n grappie verder gevat en dit kamp staaldraad genoem, want want dit is regtig jy's daar soos 'n klude, daar's so slegte sein, jy kan nie regtig op jou foon wees, ons mag ook nie regtig nie. Okay. Jy mag nou nie met die buitemense gesels en sê wat daar aangaan nie, wat sin maak. Maar jy kon seker laat weet vir jou familie. Ja, Jy's natuurlik. okay. Nee, natuurlik. Okay. Maar ek bedoel die vriendskappe wat jy bou daar word sterk want jy moet met iemand gesels. Yes. En jy gaan moet praat wat jou ervaring is. So ja, ek dink wat my deurgedra het is die vriendskappe wat jy dan bou. Met wie was jy die closeste gewees? Gedurende die show, Bianca was my ou hartsmaatjie gewees tot Saartjie gekom het en haar vir my weggesteel het. Nee, ek joke sommer net. Ek is baie lief vir Saartjie ook. Sy is ook een van my gunstelinge. En dan kom ek baie goed uit die weg met Cindy en met Minette en die Chantelle. Wat jy sê die Chantelle want Wat almal. ek hou nie meer by nie. Ek en Caitlin het goed uit die weg kom. Sy was in my kamer gewees. Ek kon lekker chat. Komen was gou huis, maar ek is uit na die tyd bietjie meer kon connect. En dan nou onlangs is Minette my hartsvriendin. Oh, Ja. okay. Ja. Nice. Maar dis mooi om te hoor dat julle sulke bande gevorm het. Ja. En ek het ook iewers gesien Charlene het 'n post gemaak en Cindy het my ook vertel dat julle kom met JP ook bond, want hy was meeste van die tyd daar. You know, as die Ja. girls nou weg was met Roan. Ja, so JP het ons gereeld in die swembad ingegooi. En hy het Sou net hom gewag. bliksem. Hy het net gewag dat jou hare gedoen is en jou make-up gedoen is. Hy het nogal Hoe was dit vir jou funny? Like, die een dag was vir my klein bietjie snaaks, maar nie so snaaks nie. okay, want ek sou hom op sy plek gesit het en gesê het moenie dit met my doen nie. Ek dink die geleentheid, dit was nou nie wragtig soos ons is nou op pad stel toe en nou Okay. bederf vir ons nie. Yes. Die dag wat ek nou na verwys was 'n dag gewees het ons almal was weg en van die girls het agtergebly en hy het met ons gekuier, ons het rugby gekyk. So Fun. die geleentheid was daarom nou. Dit was 'n jol. Dit was Dit was vibe. 'n grap Dit gewees. was nie net randomly hey boom in die swembad nie. My hare was net gedoen, dit was nie lekker nie. JP, ek kom vir jou nou. Voel jy wel dat daar soos bietjie behind the scenes want obviously raak julle dan nou close met JP. So wat ek gedink het was is maybe kyk JP en observeer, check julle uit en dan gaan rapporteer hy terug aan Roan en sê hierdie een was so of so. Voel jy dit was so of glad nie? Ja, in 'n mate dink ek definitief so. Ek het baie vir die girls ook gesê as hulle sê die een is net so en die ander is net so, het ek sê julle maak 'n fout. Want daai tweeling dinamika is vir my amper soos 'n wipplankry. So waar die een so is die ander een so en dan op 'n manier kry hulle mekaar weer. So ek dink hulle is nogals baie dieselfde. As ek nou my mag verstout sal ek sê JP het 'n sterker persoonlikheid, so ek voel sy invloed mag dalk so klein bietjie van 'n rol gespeel het al sê hy nee. Okay. Dink ek tog dit kon. Ja. Ja, want tog like as jy 'n boetie nie van iemand hou nie, dan gaan jy ook eens okay. Ja, daai mening maak tog Yes. saak glo ek, ja. Dink jy dit het 'n rol gespeel van Roan se keuses? Net 100% van JP se kant af nee. Nie Okay. 100% net JP van sy kant af nie. Nee. Maar ek was ook baie nuuskierig om te weet, voel jy JP het met van daai girls geflirt? Ja. Ja. Ek het nie openlik voor my met iemand geflirt nie. Okay. Maar na die tyd het dit op die reunie kom dit nou uit. So Okay. Ja, daar wel. was iemand gewees. So ek het dit gemis. Ek voel nogals ek is baie oplettend en ek het daai enetjie gemis. So ek Ag nee.
Ja, Want Cindy het vir my gesê daar was blykbaar iemand ja. wat verlief geraak het op JP. Ja, en ek het dit gemis en ek is nogal baie skerp. Maar ek het vir jou opinie oor daai nou. Okay. Ja, ek vat ook 'n slukkie voor ek 'n groot opinie lewer. Wat's die opinie? So ongelukkig die vriendskap deel wat Charlene en Janine gehad het, was my baie beïnvloedbaar geweest teenoor Okay. op Janine. So Janine het ook, sy het vir Janine gesê JP kyk op sekere maniere na haar en so en sy het haar aangehits daai kant toe. So dit het my teleurgestel toe ek dit gehoor het want dit is vir my nie 'n vriendskap nie. Hulle was beide Okay. daar vir dieselfde man op die einde van die dag. So okay, so dit was Janine wat op JP nou maar gevoelens gekry het en jy voel Charlene het daar Aangehits. aangehits en dit is Ja. toe nou maar seker hoekom Janine ook huis toe is. Dit is 100% hoekom Janine huis toe is. Want ek weet. Ek sou ook nie as my boetie en okay. Want ek het regtig nog ons gesien Janine feature nie. Ek dink ek het op 'n stadium gesê die kombers kry meer screen time as Janine en ek het ook gewonder maar ek tog is maar want sy's bietjie stiller en so maar duidelik behind the scenes. Maar dit het my ook verras. So Ja. ek het dit gemis. En soos ek voel ek is baie oplettend wat sulke goed aanbetref, maar ek het dit 100% gemis. Dit is crazy. Even al bly mense saam in kamers, dat 'n mens nog steeds dinge gaan. So wie was jy in 'n kamer gewees? Aanvanklik toe ons daar aangekom het, soos het kaart Louitjie getrek, toe was ek saam met Chantal Wilson. Okay, dit is Die enetjie eers met Briefies. huis toe. Eerste is huis toe. Chantal Wilson. Ek ken nie van nie. Ja, en dan Bianca, Caitlin en ek. Dit was ons Okay. aanvanklike 4 gewees en toe op 'n stadium was daar plek in ons kamer so toe Saartjie inkom as 'n wildcard het ek al genooi om saam met ons in die Okay, kamer te kom bly. lekker. En voel jy dit het gehelp obviously dat julle bietjie closer geraak het aan mekaar? Ja, 100%. Ja. So toe nou Chantal toe nou huis toe is dit bietjie van 'n iemand is huis toe. Hoe het jy gevoel elke keer as daar iemand huis toe is? Dis nie lekker nie want jy bou 'n vriendskap met daai persoon. So ag, dit is maar emosioneel. Dit is nie ek verstaan hoekom ek weet nou nie of ek so vreeslik gehuil. Ek dink ek het ooit gehuil oor iemand hè. Nee, Ek is nou nie daai emosionele maar dit is nog steeds nie lekker nie. Ons almal het maar 'n verwagting en ja, dit bly maar net nie lekker nie. dit bly vir my 'n vreemde situasie want jy word vriendinne met hierdie mense wat vir dieselfde man gaan as jy. Want in die regte lewe sou dit nooit gebeur het nie. Never. En nou raak jy geheg aan hulle en nou stuur basically jou kerel hulle huis toe en nou huil jy want hulle gaan huis toe want jou kerel Maar niks omtrent hierdie is 'n natuurlike proses Normaal nie. So ek sê die beste ek dit kan verduidelik is soos as jy 'n kerel het wat in jou belang staan en hy gaan jou Vrydag aand op 'n date vat. Maar nou hoor jy hy Donderdag aand iemand jou vriendin op 'n date gevat en dit nogal redelik goed gegaan. Weet ek nie of jy Vrydag aand nog op daai date gaan nie. Exactly. Toe ek gehoor het my man sien nog 'n girl toe sê ek okay bye. Ja. Gaan maak eers klaar met haar. Dis terrible. Hy haat dit as ek daai storie vertel. Kom ons gaan aan. Maar wat ek ook wou sê is want Chantal, want jy was nou soos jy kan nie onthou of jy regtig gehuil het, maar ek onthou so goed op 'n stadium toe Chantal en Carmen Ja. gelyk huis toe gestuur is en Cindy kom terug en sy preek nou die nuus aan almal. Toe dit so half gelyk, jy was soos guys. Hoekom huil julle? Dis nie so erg. Nee, dit is bietjie kriek. Ek het dit geloof, die gesigsuitdrukkings, maar Kyk, ek is baie expressive. So, ek dink as ek nie vir jou sê nie, moet jy maar kak. ja. Maar ek like dit want jy gaan altyd weet waar jy met jou staan. Ja, Julle, ek is presies iemand wat Ek is ook so. ja. Ja, ongelukkig. Dis 'n voordeel en 'n nadeel. Double-edged sword. Maar ek wil ook nou 'n bietjie oorbeweeg na hier by episode 3. Toe begin jy bietjie meer alleen tyd kry saam met Roan. Ek dink julle het vinnige chat gaan hê iewers en hy het vir jou gesê hy sien jou. You know. Het jy op daai stadium al begin iets gevoel hier's potensiaal? Waar? Soos hoe was die timeline vir jou? So jy praat van die keer die episode waar ons van die game viewer afgeklim het en gestap en Ewen nog gesels voor het. dit. Want ek dink Ek dink ons het gepraat Want- ons het nie baie geleenthede gehad nie. So die eerste Yes. geleentheid was toe ons gaan stap het. Eintlik gaan
zipline het. Ja, daar. daar. Toe hy jouself net 'n bietjie eenkant getrek. Ja, so daar het ek eers net bietjie 'n gevoel gekry oor hom en die tyd was baie min. So ek dink na die tweede geselsie wat ons gehad het, toe ek van die game weer afgeklim het, ons kon bietjie stap en mekaar se oë kyk. Het ek nogal gedink, hierdie man het mooi groen oë en daar mag potensiaal wees. Okay. Maar obviously ek is ek is nogal oopkop. So daar is baie challenges gaande dit. Yes. So dit is nie ek is nie iemand wat hals oor kop verlief raak op iemand nie. En ja, daar was van die dames gewees het letterlik van die speed uit af teruggekom en ek gesê hulle is smoor verlief. En hektiek. ja, en ek was nie daar nie. So ek het naand gedink daar's iets fout met my. Nee, maar ek dink mens develop dit ook. As daar darm 'n initial attraction is na mekaar toe, voel ek dan kan jy gaan. But ek moet sê met die eerste een daar na die zipline, toe hy sy woorde was want ek het in my notas gaan kyk. Hy het gesê vir jou, hy sien jou en hy kan sien jy kan bevolk raak. En toe sê selfs soos okay, al wat ek net dink is hoe voel jy as hy dit vir jou so sê, So daai woorde is nie 100% korrek teenoor my persoonlikheid nie. Ek is streng, maar baie regverdig. Ja. So bevolk is 'n harde woord. Want ek sou ook as hy dit vir my gesê het, sou ek wees soos ja en Ja, so ek is verseker streng maar regverdig. So hy's amper reg. amper reg. Ja. Amper reg. Maar ja, ek Maar nie onnodig nie, verstaan jy? Dit het my onkant gevang toe ek dit gekyk het. Want ek soos hoe sê jy dit vir iemand met wie jy nou 'n verhouding ja, ek kan sien whatever. Ja, so ek voel nie hy het 100% maar altyd reg opgesom nie. Hy het 'n idee gehad by die nuwe nuwe. Ja, he never knew, maar ek weet nou, want en toe nou daarna, toe sy die game drive, toe chat julle ook, en toe het hy vir jou sien oë gegee. Het jy dit ook gevoel? Want ek was soos die manier hoe hy vir jou kyk. Ek dink op die kamera was dit mooi. Ek dink body language word nogal vasgevang op 'n kamera wat jy dalk in die oomblik nie raak sien nie. So na die tyd toe mense dit genoem het ek gedink ja, okay, maybe. Maar in daardie oomblik ja, ek weet nie. Want ek het gedink hy gaan ingaan vir die sien. Hy kon probeer, hy gaan en ons weet hy ek dink hy kon dit voel. Ja. Ja. En want ook toe begin julle praat oor kids. Ja. Nou kyk, vir Roan was die topic van kids, maar ja. Dit is vir my gevoel hy is very like, Ja. Het dit vir julle ook so oorgekom dat hy nie regtig hoe weet So ek het maar probeer om hom nie dieselfde vrae te vra as wat die ander vrouens hom reeds gevra het nie. Vir my, ek het juis ingeskryf die dag toe ek uitgevind het Roan was reeds getroud en het kinders. Want ek voel ons ouderdomsverskil is nie so groot nie, maar wanneer 'n man nie getroud was en het nie kinders gehad nie, dan is daai 'n ouderdomsverskil. So ek het half geweet op watter bladsy hy is sonder om hom te vra. En hulle sê tog met ouderdom kon wys het en ek glo dit tog maar in 'n mate. So ek het nie nodig gehad om hom daai te vra nie, maar die kids subject was of sal hy oop wees om iemand se kinders te aanvaar. Dit is nou nie babetjies of kleintjies nie, my kind is 'n volwasse kind, maar die persoon moet tog vir hom die persoon in my lewe moet tog 'n rolmodel vir my kind wees en net 'n vriend. Hy het 'n fantastiese pa gehad, hy het nie 'n pa nodig nie, maar 'n goeie vriend en rolmodel. En ten minste moet ek weet dat die persoon oop is dan vir daardie voorstel. En voel jy Roan sou daai persoon kon wees? In daardie oomblik het ek gedink ja. Dese ongelukkig nie. Okay, ek bly, want ek sou ook sê nee, sorry Roan, maar ook nie. Nee, want ek het dit ook gekyk en dit was moeilik want hy het gesê ja, sacrifice and everything, maar op die einde van die dag het dit oorgekom asof hy nie reg is om weer vinnig enigstens kids te hê nie. Nee, glad nie. En ek dink selfs iemand met klein kindertjies sal vir hom 'n aanpassing wees. Soos Bianca. Dit pas nie by sy leefstyl nie. Ja, want hy moet nou Rusland toe gaan. Ja. So, hoe gaan jy dan nou ook pa staan hier, maar jy moet Rusland toe en dit is nogals touchy subject. Ek verstaan hoekom hy ongemaklik geraak het, maar ek het gaan terugkyk na my eie goed en toe sien ek even in episode 1 was dit al 'n ding. So dit is crazy net hoe dit so deurlopend getrek het. Maar ook dan nou 'n bietjie aan te beweeg na die volgende episode toe daarna. Ja. Dis daai pool party.
Nou hier kom nou die girl drama. Mm. Die poolparty wat in Augustus gehou is, toe dit koud was en julle met arme mense daar in julle. Nee, jy moet onthou daai is Limpopo. Maar dit kan nog koud word in die Nee, dit aand. was nie koud nie. Regtig? Ek het baie vinnig koud. Ek sou dan met 'n jas daar geloop het. Okay, wat ek het julle jammer gekry? Nee, Dan weet ek die het- weer was baie goed. Okay. Ja. En either way, dit was warm met die gesprekke en die goedjies wat daar Mm. aangegaan het. Ja. Want toe speel julle nou die game met Mhm. die emoji bordjies wat ek het met Cindy ook gesê ek kon nie weet nou meer wat is ja wat is nie. Maar toe klink dit asof daar dit is vir die eerste keer eintlik gehoor ons drama Mm. behind the scenes. Mm. Nou kyk, ek wil al die juicy gossip hoor. Mm. Want dit het gelyk asof Roan toe nou ook bewus is dat daar van mense gepraat word agter hulle reg. En van my kant af het dit gelyk asof daar definitief 'n divide was. Mm. Tussen Charlene en Marita en Minette en dan jy en Cindy en soos Bianca, maar ek weet nou nie hoe Ja, wat so interessant is dit is hoe hulle dit uitgespeel het, maar dit is Mm. nie die realiteit gewees nie. So die realiteit wat gebeur het is toe Chantal Wildcard Smith Yes. ingekom het sy 'n kamer gevang skinder. En sy het letterlik na die parkeerarea toe gegaan en mekaar gaan sak en gehuil en sy het gevoel sy is glad nie welkom daar nie. so het hulle oor haar gepraat. Ek het part oor haar geskinder. Ooh. Minette het toe geloop en Minette het haar toe gekry in die parking lot. Die vrou uit sak en as opgetel en na ons toe gebring. As ek nou sê ons, die ander 2 kamers. Yes. En dit het toe daar was dit toe vir ons het dit aan haar duidelik gemaak dat sy wel baie welkom is Yes. en dat nie die hele groep geskinder het nie. Sy kon nie almal sien so sy het gedink die hele groep het oor haar geskinder. Okay. En ons het dit aan haar duidelik gemaak, ons is 'n groot groep wat haar regtig verwelkom daar en dat dit nie so is nie. Mm. So om daai groepie dan hulle het hulself te waai en dit is die ander Okay. kamer gewees wat Charlene, Marita en Janine in was. So hulle het hulle self verdeel. Yes. Cindy het ook gesê dit was Charlene en Marita. So ek's verbaas om te hoor Janine was ook. Wel weet jy wat, ek het tot dese het ek vir Janine nog uitgesluit want ek het gevoel sy is net agterna en so. Yes. Maar daar het insidente gebeur wat ek voel jy is 'n groot volwasse vrou, jy moet slim besluite maak op die ouderdom en sy is 'n mamma. Mm. So ek het ongelukkig skeer kan nie meer onder daardie kam nie. Ek voel die deler is so goed as die steler, sy weet van beter. Okay. Mhm. Okay, so toe het hulle eintlik hulle self so half divide, onttrek of eenkant gehou en stuff. Ja, want jy moet Mm. onthou ook mense staan nou versigtig want wie vertrou jy nou? Mm. Daar was ander insidente ook gewees wat ons hulle gevangskinder het. So hier is nie een insident gewees nie. En al wie werklik op daardie stadium bereid was om iets te sê is ek en Cindy. Mm. Die ander was baie katvoet gewees. So Minette was op daardie stadium was sy nog 'n bietjie Switserland. Yes. Sy wou die kat eers self uit die boom uitkyk en dit sal baie interessant wees as jy die dag met haar gesels om haar weergawe te hoor want Maar net kom nie. ja, op die einde van die dag het ons almal dieselfde gevoel. Okay, yes. Ja. Wat was kan jy vir my sê wat was van die tipe goed wat hulle gesê het? Dit is besprekings gewees van die vrouens. Okay. Ja. Hulle So- ontleed op 'n lelike manier. basically. Ja, so die een in sy ek voel Marita, kyk maar Marita het om verskoning gevra. So ek het Okay. in my boekie is Marita vergewe. Let's Mhm. move on. Sy het She acknowledged owned wat sy up. gedoen het. Ja, she owned up. Took accountability. En sy het Okay. om verskoning gevra. So sy het bietjie lig hiervan af weggekom, maar sy het om verskoning gevra. Mm. So ek weet nie of ek haar geïntimideer het of so nie, maar sy het eendag weggestap en iets van my gesê en die ander vrouens het dit gehoor en hulle na my toe gekom. So. So dit is my storie met haar. Mm. Maar ons het dit uitgesorteer en ek het gevoel dit is toe nou daar gelaat. Yes. So die ander voel dit is nie net daar gelaat nie. Hulle voel sy was deel van Charlene en Janine se groepie. Mhm. Maar in my boeke het ek haar vergewe Okay. want sy het opreg om verskoning gevra vir my. En die ander twee? Nee, glad nie. Ooh, okay. Okay. So as ek gaan sommer net daarin invul, gaan ek jou vertel. So Doen dit. net vir die episode uitgekom het waar Charlene na daai cam van my sleg gepraat het, Mm. het Charlene my begin boodskappe stuur. En ek was baie verbaas. Okay, wat eers gebeur het, sy het haar afgehaal van ons groepie af en ek het haar gevra, "Hoekom doen sy dit? Ek wil net weet wat gaan aan." Toe sê sy vir my, "Ons hartjie en drukkie nie haar boodskappe nie."
Okay. Niks Okay. baie ernstig. Sorry. En ek het vir gesê ek kan net vir myself praat. Ek is regtig baie besig. Ek moet al my kliënte besig hou en hulle antwoord en dit daai. Ek het nie tyd vir hartjies en drukkies op boodskappe nie. So jammer jy voel so. En toe begin haar boodskappe aan my wat ellelange boodskappe is wat ek dink mense op sosiale media al kon reeds sien wat haar styl is. Hoe sy haarself oorverduidelik. Ek sê as sy verkoopspersoon was, het sy uit 'n deel uitgepraat. Shame. En toe het ek al agterkom ek het met daar het ietsie aan. En toe daai episode uitkom waar sy gesê het ek het haar uit haar klere uitgetrek. Weet ek het haar met my wat? So met 'n vuil kyk en Ja, en voor in deure ingeloop en haar uitgetrek met my oë. En ek was baie geskok geweest. In my hele lewe het ek nog nooit gehoor van 'n vrou wat sê 'n ander vrou kyk haar klere uit nie. En maar daai het vir my baie sin gemaak waar haar boodskappe vandaan gekom het om verskoning te vra. Maar aan die einde van al daai lang gesprekke wat ons gehad het, het sy gesê maar nou is dit jou beurt om vir my om verskoning te vra. En ek het nie met haar saamgestem nie. Vir wat moet ek haar om verskoning vra? Okay. Ja. So sy voel ek het haar geloof aangevat en ek het nie. Al wat ek graag wou weet is hoe bring sy baie suggestiewe dinge wat sy gedoen en gesê het in die program ooreen met haar geloof. En ek wat myself 'n baie groot Christen is, wou 'n bietjie daardie verklaring gehad het. So sy dieselfde dag het sy hande neergelê op 'n vrou en gebid, of een van die deelnemers. En dit het my ongelooflik gepla. So we all kept it classy. Ons het almal gesê, ek sien dit in jou oë of dit daai, maar eintlik dit het nie vir my dit bymekaar gebring nie. Ja. So sy wou gehad het ek moes haar onverskoning vra oor dit. En ek het gevoel dit verdien nie 'n onverskoning nie. Dit is my standpunt en dit is 'n valid vraag. Nie net ek het die vraag gehad nie. Daar is mense wat daai vraag gaan hê. Ek hier gesit en dit gesê. Ja, daar is mense wat dieselfde vraag gaan plaas het op sosiale media en wat dieselfde stelling en siening as ek daar het. So En waar staan julle vandag? Want ek het gaan deep dive en julle volg mekaar nie op Instagram. ongelukkig nie. So ek gaan met jou eerlik wees. So ek voel wat jy lees en kyk en doen dra alles toe tot jou lewe en die mens bou wat jy die mens aan wie ek bou vir elke dag en haar content bou ongelukkig nie in my lewe nie vir wie ek wil wees en my vooruitgang nie. So sonder om eers snaaks te wees, enige iemand kan 'n page gaan oopmaak en gaan kyk waarmee sy besig en dit is nie die content wat ek meer besig is nie. Ek wil nie sien hoe dans 'n ander vrou in haar bikini voor 'n spieël nie. Ek wil nie. Yes. Okay. So buite die feit dat ek en sy nie goed oor die weg kom na ek bitter goeie redes het nie, wil ek ook eintlik nooit in my lewe sien nie. So ek kan nie wag vir hierdie om verby te wees. Ek wil haar letterlik en ek werk met baie mense in my lewe en ek kom oor die weg met ongelooflik baie mense. En vir my om hierdie te sê, It takes a lot. it takes a lot. Jy moet weet ek het probeer. Ja. Maar ek dink die doodsteek was dat sy konkreet daardie aantuigings van my op nasionale TV kon maak en hulle het dit gevat net as dis die waarheid. Okay. My kant was nooit gestaak nie, maar vir 'n goeie rede, want ek het nooit in 'n diary cam sleg gepraat van enigiemand nie. En in die reunie gaan sy en dan doen sy blaamverskywing. Yes. Al wat sy doen is sy sê, dis haar antwoord teenoor maar hierdie, jy, maar okay. jy het dieselfde gedoen. Okay. Nee, ek het nie. Ek het nie. Gaan trek al die diary cams, dis iets waar ek baie trots is. Ek het nooit nodig gehad om sleg te praat van enigiemand nie. Yes. So daai wat ek gevoel het was my goeie discernment geweest, dat ek gevoel het hierdie vrou en ek gaan nie op dieselfde tafel sit nie. En ook as 'n man moet kies tussen ons, gaan hy nie my en haar kies nie. Ons is twee verskillende mense, ons is uiteenlopend. It's her or me. Dit gaan nie ons albei wees nie. Yes. Want obviously ook moes jy dan gesien het, maar as Rwanda nou haar eerder hou en jy wil sy huis stuur dan. Maar ek eintlik wou ook gevra het by die reunie, het jy tog jou opinie gelewer en met haar gepraat? Ja. Vertel 'n bietjie meer vir my wat daar aangegaan het en wat regtig daar gebeur het. Het ons alles gesien op televisie? Of voel jy? Alles is verseker nie gesien op televisie nie. Ek voel daar is karakters geskets en haar karakter is mees verseker iemand wat beskermd word. Ja, En dit is baie duidelik gestel gewees deur die reeks. So as ek vir jou kan sê, daar's 'n episode, ek dink 7 of 8 waar JP by Minette gaan sit, by Saartjie en by Bianca en hy sê iemand hierso het nie 'n koneksie met die ander vrouens nie en iemand loop en kyk almal snaaks uit
trek gesigte, kan julle dit beamoen en al drie het gesê ons kan dit beamoen, maar hulle het nooit gevra wie dit is nie. So hulle het dit oopgelos vir die kyker om net aan te neem dit is ek en dit was nie ek nie. So as jy nou vir hulle al drie moet bel gaan en sê daai spesifieke episode was Charlene. So dit wat ek gevoel het sy teenoor my gedoen het was nie net teenoor my nie. Sy het letterlik geloop en gesigte trek vir ander deelnemers teenoor wie sy geïntimideerd voel ook. Sure. Okay. En dan ja, ek weet nie eens hoe ek daarmee sou deel om dit te sien en alles nie en dan om dan nog so klasie te bly en te weet julle soos werk na dieselfde doel toe is. Roan. En ek meen daar op 'n stadium het julle toe eintlik vir mekaar 'n paar woorde gehad, maar nie regtig nie. Ek meen, dit was na daai tyd met die blindfold waar julle nou moes goed vir Roan sê en toe het sy weer begin praat en toe het jy uiteindelik gesê, "Wag, jy praat nou in sirkels." Voel jy dit was soos jy was net gedryf tot op 'n punt dat dit is nou 100%. So wat die kyker dalk, maar teen die tyd weet hulle al daar gebeur baie meer as daai stukkie wat vasgevang is. So ek kon net nie vir 'n dag verder luister of 'n oomblik verder luister. Sy het haar intro was, almal is jaloers op my en niemand hou van my nie. En baie mense neem my in hulle vertroue. Ek is hulle vertroueling vir baie mense gewees. En niemand het ooit vir my 'n idee gegee dat hulle jaloers is op haar of eers selfs intimiderend vind nie. Almal daar was so gegrond gewees in wie hulle is dat ek gevoel het ek kan connect met elke liewe persoon daar. En niemand het ooit daai vibes gegee nie, nooit, nie een keer nie. So toe sê jy net soos Wow. Dus ek net soos nou, wow. So as hierdie my plek moet wees om op te staan, dit lyk of ek vir myself opgestaan het. Nee, ek het opgestaan vir almal daar en vir almal gesê, nee, jy het die kat aan die staart beet. Niemand is jaloers op jou nie. Wow. Voel jy dalk dat die ander girls moes soos net ook iets gesê het, want dit het op die TV gelyk asof dit was net jy. En Charlene het toe nou ook gesê jy het vir haar go en everything en soos So daar was Bianca het in daardie sirkel het sy ook haar mening gegee hoe hartseer dit haar maak om te sien wat sy met my maak, maar dit was nooit op die eer gesit nie. Ja. En dan het Saartjie in haar daardie kamp wat wel op die program was, het Saartjie darm haar gedeelte gesê. Ja. So jy moet onthou ander dames het ook opinies gehad. Dit was net nie noodwendig deel van die program gewees nie. Hulle het net in die lig gelaat om te sê dis net ek te opinie gehad en dis nie waar nie. En voel jy dalk dit is hoe dit geëdit is om dalk dit te laat lyk asof net jy 'n probleem het eintlik? Ja, 100%. Ja, 100%. Kyk, uit 'n TV-standpunt en iemand wat nou al vir jare hierdie shows kyk en ontleed, sou ek sê ek sien wat jy bedoel, like hulle gaan nie omdat Charlene en Cindy en Bianca top 3 was. Hulle wil hê 'n mens moet vir hulle root as well. So ek dink dit is hoekom partykeer hulle ook dalk vir hulle dalk die beter edit gee. Ek weet nie, ek spekuleer, maar ek kan verstaan hoekom jy so voel en dit as jy nou terugkyk dit ook raak sien. En ook net om te raak daai aand wat julle nou daar gesit het en julle met mekaar gepraat het, toe Roan gepraat oor hy sien nie drama en dat julle moet nou kamers ruil. En toe is julle almal bietjie soos wow. Het julle toe ooit like wat het daarvan geword? So aanvanklik was dit 'n grap geweest, maar hulle het eendag na ons toe gekom en gesê die grapie is toe nou die waarheid. En net ek, Saartjie en Bianca was oor in die kamer en hulle het net ons gemaak uit ons jy maak jouself gerieflik mos nou in jou spasie. Jy trek in. So hulle het net ons gemaak oppak en ons moes in die gaatjies ingaan. En toe was ek die gelukkige wenner geweest om sommer Charlene in 'n kamer in te gaan. En die dag het dit vreeslik, dit het begin. Ek het eers bietjie ek het gehesitate. Dan ek gedink hierdie is 'n grap. Ja. Ek kan nie dit aan my doen nie. Hulle joke nou. En dit het begin stormreën en ek het letterlik met my tas op die stoep gestaan en ek het vir haar gevra sy moet kom kyk of sy net haar goedjies vir my bietjie kan opskuif en bietjie plekkie maak. Ek het gevoel ek gaan nie oor iemand se panties en brods in 'n oop tas klim om by my plekkie uit te kom of my hoekie uit te kom nie. En sy het haar net ignore. Sy het agter die mans aangegaan en sy het beter dinge gehad om te doen as om my te akkommodeer in die kamer. Okay. So toe het ek na Roan toe gegaan, toe sê ek vir hom luister hierso. Ek het 'n baie vol lewe by die huis. Jy het my mooi verstaan. Ek gaan huis toe. En toe het Roan my gevra om nog aan te bly, self sy kamer vir my opgeoffer. So wanneer ek gesê het ek is geblindsided, het dit nie uit thin air uitgekom nie. Want jy het hom gesê ek wil gaan. Toe sê hy nee, bly. En toe los hy jou net daarna.
Ja, so dit was nog, kom ons sê 'n paar dae na dit. So obviously nou direk nie, skus blommetjie. Ja, dis So, altyd 'n pad. Hulle het dit mees verseker vir ons moeilik probeer maak. Ja. Ooh, So ja, okay. daar was toe nou vir my geakkommodeer gewees, Sure. nie in Roan se kamer nie. Ons kom met daai deel weg. Ek het dit van die hand gewys. Yes. So die Ja. kleredrag dame het toe in ons kamer ingetrek met al Roan se klere en so my goedjies kon daar bly en dan het ek éventueel het ek gevra vir Saartjie kan sy maar eerder net na Charlene se kamer toe gaan en toe het ek saam met Manet en Cindy in die kamer opgeëindig. Okay, yes. Want dit is crazy dat jy gesê het jy wil huis toe gaan. Dit was En- maar net te veel. Jo. Onthou Cindy het ook 'n baie vol kamer gehad. Manet het letterlik met 'n en onthou hierdie mense is ook baie lief vir. So maar sy het letterlik soos 'n groot drawer gebring wat in haar kamer gestaan het. Eie kas. Cindy het met bokse klere en skoene gekom. Ek het gedink sy trek daaraan. Ek het gedink sy trek. So as ek vir jou sê ek oordryf nie dan I do Ja. not. Daar's letterlik vir my 'n bedspasie toe gewees. Waar as jy vir almal gaan vra in die begin is soos ons kamer, ons was die pink kamer. Ons was Cute. letterlik nogals baie georganiseerd. As daar shoots was en so het hulle na ons kamer toe ook sommer gekom want dit was redelik netjies. Ja, dis Okay, beperk en klein, maar elkeen het sy hoekie. Almal is respectful. Maar ek voel ook dit is 'n ander gevoel om nou ewe skielik dit voel of jy seker in die koshuis is of iets. Maar dit is die ding, ek is nie 'n koshuis meisie nie. ek ook nie. Ek is 41 jaar oud. Ek het 'n vol lewe. I really did not need that. So wat was die bepalende faktor wat jou laat bly het? Ek dink die feit dat Roan gevra het dat ek nog 'n rukkie aanbly. Toe Laat- weet jy hy wil jou eintlik nog daar hê. Ja, so ek het Mm. gevoel ek het dan mors ek dalk dan nie 100% my tyd nie, maar om in daai omstandighede in te gaan trek, het nie vir my reg gesit nie. Want hulle forceer jou so half en ek meen nou sit hulle jou in die kamer met 'n persoon wat hulle weet jy nie meer oor die weg kom nie. En weet jy wat, as ek net vir jou kan sê, so ek het nie noodwendig aanvanklik nie met haar oor die weg gekom nie. Ek het 'n baie sterk discernment en ek het in my gees net 'n heeltyd gevoel ek bots met hierdie vrou. En enigiemand wat in haar gesprekke was, sou vir jou sê ook, sy praat net oor haarself. En as jy in die kamer ingeloop het, net haar goed was uitgepak. So al wat wie dit aanvaar het was Janine. Yes. So dit is nie 'n saak dat ek nie van haar gehou het nie. Ek kon nie in daai klein spasies om met haar in beweeg nie. En ek voel ook dis absoluut normaal. Ek meen om 14 girls, ek weet nie eers vrouens bymekaar te sit, nie almal gaan oor die weg kom nie. Nee. Daar's 'n rede hoekom ons almal anders is en verskillend is en alles, maar ek wil ook nou so toe bly jy nou. Ja, En daarna was dit toe eers die date. die bootrit nommer 1 die met Cindy met haar lekker chat. Eerstens, hoe ewen begin julle praat oor julle bates? So wat gebeur het is, daar was werklik 'n parrytjie gewees, 'n baie mooi kleurvolle parrytjie op die boot. Hulle het hom afgeneem. Actually, hulle dit het hom was actually spesiaal. afgeneem. En ja, dit het net suid gegaan. Was dit maar die drinking game wat se nagevolge? Ek is baie lief vir Cindy, maar Cindy is Cindy. Cindy is Cindy. So haar kop het nie gebly by die mooi kleurvolle parrytjie nie. Maar ek wou ek soos hoe het jy gevoel as Roan praat oor die bates en die dinge en like So op daai skoot het ek gesien was ek op die bank gewees ja. en jy kan sien op die manier wat ek afgeneem is, was ek ongemaklik, ek het my hare gevryf. Ek het dit bietjie gemis. So toe dit uitgekom het ek soos, Ons het iets hoor so dat hulle eintlik onthou daai boot het 'n motortjie en ek was 'n entjie, onthou as jy kyk op die skoot ook, ek sit 'n entjie so dit is net eintlik hulle. Okay. So ek het dit gemis. Okay. Ja, en dit was nie, ek dink nie, dit was net 'n oomblik wat ek dalk net ook geprosesseer het wat hy vir ons gesê het. Hy het vir elkeen ons gesê hoe hy Ja. oor hulle voel en so ek dink ek was net gou my eie ding en dit soos ek sê die motortjie van die boot het ook gedraai. So 100% het ek nie 100% eers daar gevang wat sy sê nie. Hoe was die vibe actually na hy nou vir julle reg daar gesê het wat hy nou dink? Want ek was soos voel soos asof hy julle almal roast. Ja, Huh? ja, verseker. Ek was So awkward. dit is partykeer, jy weet, as iemand vir ietsie sê en hulle skok jou, maar jy het 'n oomblik nodig Net om te tot om tot beseffing te kom, soos wat het hulle nou net vir jou gesê. So ek het gedink wat hy vir die ander gesê het was ook nogals erg en vir my het hy sê ons gaan koppe stamp en ek het nie geweet so kort daarna nie. ja, net daarna 2 seconds Daarna. later. Ja, 2 seconds later. Ja. So ja, en hy was nogals vreemd met my want ek meen hy het vir my gesê
ek rol my oë en ek blaas soos 'n seekoei. So die kykers was Wat al? live it. Nee, ekskuus met die date. Okay, want Beweeg dit ek is te nou vinnig? nee, want dit is wat ek wil weet. Ja. Want nou is julle op julle date net na die boot en julle sit toe nou en chat jappa en dis 'n komberstyd. Yay. Ek en nou kombers. En vir my het dit gevoel asof hy hartskimp vir 'n soen. Dus toe jy dit ook ervaar het? Ek het, maar ek het gevoel ek is ferm genoeg gewees en ek het gehoop hy het my gehoor wat ek vir hom gesê het. Ek sou hom baie graag eers beter wou leer ken. En enige iemand in daai omstandighede. Ek sê jammer ek val jou in die rede op watter stadium soos hoe lank was julle toe nou al daar? 2 weke, 'n week, soos Ek dink daar is baie naby aan 3 weke, maar dan moet jy onthou, ek het slegs met hom by die water gepraat en vir 5 minute en slegs met hom gepraat. Toe ons van die game drive afgeklim het vir daai 2 minute. So ons tyd was baie min. So daai was die eerste date wat ek met hom kon gesels het. En ons het lekker gesels aanvanklik. Waar ons gesit en eet het aanvanklik regtig eintlik lekker gekuier. Yes. En ek was heel verbaas hoe dit so suid gegaan het toe ons nou na die kombersie toe beweeg. Ek het nooit in my kop gehad dat dit nou 'n soen op die kombers is. Ek het gedink ons gaan die gesprek bietjie verder vat. Meanwhile nie. Ek het nog nie geweet wat doen die kombers nie. En dit was baie mooi. So die seekoeie was agter ons en so. En hy het met my aangehou, maar hoe moet hy weet of daar 'n koneksie is en hy het naand gepraat van 'n fisiese koneksie. En my persoonlike opinie voel ek as dit ietsie is wat natuurlik gebeur en daar is 'n koneksie, dan is 'n soen die laaste van jou probleem. Dit sal sommer net so natuurlik wees dat dit regtig nie 'n uittoets hoef te wees nie. Dis nie van okay, kom ons gaan gou vir 'n test drive laat ek eers sien nie. Yes. So daai het my 'n bietjie onkant gevang en dit het my ongemaklik gemaak. So ek het my oë gerol en kant toe gekyk en dit was sy manier gewees dat hy vir my gesê het, hou nie van wat ek doen nie. Maar ja. En ek blaas soos 'n seekoei. Ek voel jy weet wat my opinie daaroor. Ek was nie mal oor sy reaksie nie. Ja. Let's be honest. Want ek was ook soos dit het vir my oorgekom asof hy nou net kwaad is omdat jy hom nie wou soen nie. Ja. En dit was vir my baie onredelik en dit is asof hy net ewe skielik gegou het. Ja, ons het goeie gesprekke gehad, voel ek het dit mooi gevloei en so en ewe skielik het dit net vir 'n turn gegaan. So ook aanvanklik het JP voordat ek ingeskryf het JP genoem aan 'n radiostasie dat Roan nie almal gaan soen nie. So hierdie was ook een van die dinge soos ek het geweet ek gaan nie net iemand gaan soen nie. So toe hy dit noem, dis dit een van die faktore gewees wat my ooreed het. So ek het nooit so toe gegaan en gedink ek gaan op 'n kombersie soen nie want it's not gonna happen. Voel jy dit was okay hoe hy met jou gepraat het in daai oomblik? Ek voel nie dit was reg nie, maar ek voel ook uit my standpunt uit het ek dit mooi hanteer. Definitief. Ja, so dit kon geeskaleer het wat miskien 'n goeie realiteitsprogram sou maak of uit episode, maar ek voel ek het dit goed hanteer. Ja, ek moet vir jou sê daai situasie het my getrigger want ek was kwaad want ek was soos net jy het regtig ook gesê op kamera wat jy wil nie hierdie ou sien nie. Jy het jong girls wat na jou opkyk. Ek meen ook betrokke by modelskool mos en so dat dit is nie die voorbeeld wat jy wil stel nie. En nou verwag hy hierdie van jou en jy wil nie en hy's so kwaad vir jou. Dit het my ontstel. So dit gaan ook oor my karakter. Dit gaan nie oor mense wat net na my opkyk nie. Ek wil nie 'n valse illusie skets nie, maar dis my karakter. Ek sal nie en dit gaan nie oor of dit op 'n kamera is of af 'n kamera is nie. Ek praat van agtertoe deure ook. Jy gaan my nie net so nie. Ek wil jou leer ken. So ek het sterk opinies en ja. En toe het met jou beklei. Was jy bietjie obviously jy was bietjie teruggevat in daai oomblik. Ja. Jy het dit baie klasie hanteer, nie terugbeklei nie wat ek dink ook as jy een ding anders gesê het, was dit nog baie erger gewees. Maar jy het nou vinnig eintlik genoem dat ander mense het dit nie eintlik gesien soos wat ek dit gesien het nie. Nie almal nie. Ek verwys nou maar net na die fangroepie toe. Dis maar alwaar ons andersins kan touch base. Yes. As ek nou moet sê my mense, dan praat ek nou van my kliënte, my dokter, my prokureur, my Ja. Jy verstaan? Yes. Ingeligte mense met ander opinies daaroor, miskien soos jy. Maar
dan moet ons kyk na die meerderheid van die kyker wat dan op die fangroepie is en hulle het dit ongelukkig nie so gesien nie. Hulle het heeltemal ingekoop in die feit dat ek voor 'n kamera sal sê dat ek iemand nie sal soen nie, maar agter 'n kamera wel die persoon sal soen. Maar as jy nou 'n bietjie slimmer is, dan sal jy mos sou sien. Ek het gewag by die kar om in te klim. Hy het aangeloop gekom, hy het my gesoen. So hy het my verras. En dit was ek kan dit nie beter beskryf as 'n verrassende soen nie. Het jy geweet die kameras rol op daai oomblik? Nee, glad nie. Maar dit gaan nie daaroor nie. Nee, vir my het dit gevoel asof hy was so kwaad en alles en jy was soos almal wet. En toe voel ek, okay, soen hom nou maar net, laat hy nou net kan relax. Nee, glad nie. Ek het nooit gedink hy gaan my soen nie. En ek het nooit gedink daar's 'n kamera nie. So die feit van die saak bly staan, ongeag of daar 'n kamera was of nie. Yes. Dit was 'n verrassende soen geweest. Hy het na my toe aangeloop gekom. Jy kan sien op die footage, hy gee my 'n druk en hy gee my 'n soen. So ek dink dit is daar word iets gemaak van dit wat daar nie ietsie is nie. So ongeag of die kamera nou gespeel het of nie, dit is wat daar gebeur het. Yes. So dit is nie ietsie wat ek besluit het ek voor of af van die kamera wou doen nie. Yes. En dit is toe dit net natuurlik gebeur. Soos wat jy gesê het eintlik dit moet natuurlik gebeur. Ja. En toe het hy jou nou kom soen en alles, maar was jy ook nie net verbaas dat hy jou gesoen het nie, maar in daai oomblik na hy nou eintlik so gevoel het en So ek en Roan het in die tydperk wat ek na die kar toe teruggeloop het en hy natuurlik het ons gesprek gehad en dit is ons het dit so 'n bietjie opgeklaar. Okay. Dit skool ons het dit vrede gemaak. Yes. As dit nou sin maak. So dit was nie nou Hy het toe gesê hy het my misverstaan, ek het hom misverstaan. Okay. En daar is toe 'n verstandhouding gewees. So dit is nou regtig nou nie ons nou beklein hier so ons nie. Dit is nie hoe dit gebeur het nie. Ja. Ja. Natuurlik was 'n bietjie meer tydsverloop gewees Ja. en alles. Ja, natuurlik. En toe nou daarna het jy gevoel, okay, wow, hier's iets, want dit is toe nou nadat hy ook vir jou gesê het bly asseblief, né? Nee? So hoe het jy toe gevoel na daai soen? Soos het jy gevoel Verbaas. Okay. Ja, en ek het so gesê ook, toe die girls my die volgende dag vra hoe was dit, sê ek dit was interessant, want ek het geen ander woord vir jou as dis interessant nie, want Ja. daar was baie witplank oomblikke gewees. Ja, ja. En hoe lank toe daarna was dit toe hy nou uiteindelik vir jou huis toe gestuur het? Jy moet nou een ding onthou, hierdie 7 maande terug. So ek kan nou vir jou net vinnig sê, dit is 'n dag, 2 dae, 3 dae, so. daarom. Kom ons sê 3 dae later. Redelik vinnig eintlik. Redelik vinnig eintlik, ja. En dit is toe jy nou obviously blindsided voel. En eintlik voor dit, was jy ook het jy jou opinie gelig dat dit was mos die overnight tyd gewees. En dat hy toe op die einde dit ek kan nie presies onthou nie, maar dit was soos Minette en Charlene en so wat daar was. En toe sê jy vir JP dat jy is ontstel oor die keuse. Want hy het sy keuse verander. Hy het sy keuse verander. So, Roan moes die dag ons bietjie vroeër ontmoet het. Yes. En hulle het net vir ons kom sê Roan sukkel om te kies. En dit het my ontstel, want ek het gevoel teen daardie tyd moes hy ten minste weet wie hy gaan kies. En ek nie net ek nie, maar ander deelnemers was alreeds ook verward en deurmekaar en jy weet nie mors jou tyd nie. So ek het gevoel en dis wat ek genoem het ook, al is dit nie ek nie, kom net met 'n konkrete hierdie 3. Yes. Verstaan jy? Ja, ja. So dis waar dit vir my daar gegaan het. Want op die einde van die dag moes hy dan bereid wees om 'n overnight tyd met enige een van daai 3 te gehad het. Ja, 100%. Dit is wat ek ook toe verstaan het. Ja. Dis ek so die 3 wat hy kies. Ja, so as ek net dit kan weer noem, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor ek wou gehad het. Hy moes konkreet op daardie stadium kon sê die 3. Yes. En eintlik het jy en Charlene daar saamgestem. Ek dink dit was 'n Ek keer was wat die ek eerste was keer ons saam oor ietsie gestem het. Maar ja, dit was nodig, dit is belangrik geweest. Dit is nogal 'n kardinale besluit geweest. En toe nou daarna, toe is dit nou tyd. Wat hy jou een kant roep die oggend. Ja. En nou die nuus vir jou gee. Ja. Ek voel ek het dit weer eens baie goed hanteer. As iets vir jou bedoel is, sal dit altyd vir jou wees en as dit nie is nie, dan wag daar iets beter vir jou. So ek het in my hart gevoel die Here het nog steeds 'n baie mooi plan vir my, al is dit nie daar op daardie reis nie. En so ek was okay met die besluit gewees. Ek het net nie gedink ek gaan daardie dag huis toe nie.
ek het eintlik geweet toe ek al instap, het ek geweet. Ja. Dis sy of ek. Ja. My gaan ons albei kies nie. Sure. Ja. En dit is ook dan nou waar die blindside dit gevoel vandaan gekom het. 100%. En sy het 'n baie groot invloed daarop gehad. Want sy's baie manipulerend en sy verskuif blame. So as ek ietsie moes sê soos ek's ongemaklik in die kamer, dit dat daai, dan is daar altyd ietsie wat sy meer vorendag kom. So ek was op daai stadium net klaar met dit. En het julle ooit na Roan toe gegaan en gesê, listen, die vrou laat my ongemaklik voel of iets soos dit? Ek dink die dag wat ek vir Roan gaan sê ek kan ongelukkig nie saam met haar in die kamer wees, het hy gesê dis belaglik. Ek kan nie saam met haar in 'n kamer wees nie. Ja. En ja. dis daai dag het hy gesê ek kan my kamer vir jou opoffer. Okay. Wat natuurlik nooit sou gebeur het nie. Nee. Maar Obviously sou hy dan na 'n ander kamer toe gegaan het. natuurlik. Ja. Hy sê hy het 'n plan gemaak soos na JP toe wat ook al. Ja. Maar ek meen selfs vir hom was dit nie logies geweest nie. En even nou as jy terugkyk na die show en sien wie wat alles gesê het, voel jy nog steeds soos okay, dit was dalk eintlik tyd laat ek gegaan het. Dis Nee. ek of sy. Dis jy of sy. Ja. En toe maak hy sy keuse. Ja. En ek is 100% okay daarmee. Hoe voel soos het jy en Roan ooit weer gechat na die tyd? Min. So die keer toe daai uitgesaai het van Charlene was ek baie teleurgesteld geweest. En hy het 'n post gemaak wat ek hom gevra het hy moet dit gaan afhaal. Want dit daarop gelei dat Hy maak baie posts. ja, anyway. So ek het hom net gevra daar's genoeg skade na my kant toe gerig, so hy moet dit gaan afhaal. Okay. En Het hy toe? hy het. Okay. Ja. Yes. En ek het nie konkrete kontak en gesprekke met hom nie. So ons is nie op daardie vlak. Ek is nie sy beste vriendin nie. Ek dink as ek hom moes vra wat heidaglik ook aangaan, gaan hy dalk ook sy kant vir my wil vertel want hy vertel graag vir almal. Maar op hierdie stadium kan ek my eie afleidings maak so. Ja, oor wat alles nog gebeur het en wanneer laas het jy hom gesien met die reunie? Ja. Okay. En dit was blykbaar onlangs? Ja, 3 weke terug. Sjoe. Ja, in die middel van Maart. Sjoe. Ja. Okay, op my verjaarsdag. Ja. Yes. Man het ek geweet julle create vir my nog drama. Ja. En voel jy die reunie is reg gehanteer? Voel jy kon jy sê genoeg sê? Ek het verseker my sê gesê, maar om jou die waarheid te sê, hoop ek die waarheid gaan seëvier. Ek hoop werklik die program gaan geëer word wat daar gebeur het, want dit was 7 intense ure wat ons regop moes sit en daai shoot. 7 ure. Dit was baie naby aan 7 ure. Dis kon julle 'n glosie. Okay. So Okay. ek voel Sjoe. ek het alles gesê wat ek graag wou sê en ek voel almal daar ook redelik. So ja, of dit gaan soos ek sê of dit gaan uitgesaai word en die waarheid wys. We don't know. We don't know. En hoe het jy eintlik gevoel? Ek meen, ek neem aan julle het gehoor dat hy toe op die ouene niemand gekies het nie. Wat was jou reaksie? Eerder dit. Is dit? Eerder dit. Okay. Ja, want as sy intensies ek wil nie sê nie net opreg was nie, want daar's sprake daarvan ook. Dan en hy kon nie 'n besluit maak nie dan eerder niemand nie. Okay. Want ek het nie so gevoel nie. Ek was soos ek wens dat iemand gekies en dit probeer laat werk, maar om te hoor dat mense wat eintlik in die situasie was, voel wow, eerder nie. Eerder nie. En dit gee mense 'n bietjie meer insig. En weet jy of hy toe na die tyd met enige van die ander girls iets aangegaan het? So ek weet Heinz nie kom baie goed oor die weg. En hy het op die reunie genoem ook dat hy 'n paar keer by Charlene gaan kuier het. Okay. So yes. ja. Okay. Dit was nogal baie interessant geweest. So in die reunie het Charlene vir Cindy gesê, maar Cindy het dit nie gehoor nie. Ek was baie wat sê mense is daar gewees in die oomblik. Ek wou alles inneem present. Ek was baie vir alles inneem en alles hoor en seker maak ek hoor alles en verstaan alles en mis nie ietsie nie. En sy het gesê, sy het vir Cindy gesê, maar jou kerel het my mos nou nie gekies nie. So daar's baie groot wrywing ook daar tussen ja.
daai Even na die hou hy tyd. nou van jou, hou hy nou van my. Ja, en hy het daai deur ook maar lekker oopgelos toe hulle almal gelos het, maar dit is fyn, is dit ek. Roan, ek dink hy weet hoe ek voel. Maar ek wil ook vir jou vra, jy het net nou genoem oor die Op My Eis fan groep. So jy is bewus van wat daar aangaan in die comments. Hoe voel dit? Hoe hanteer 'n mens die negatiewe comments wat noodwendig na jou kant toe gekom het? So op 'n stadium was dit vir my baie erg. Ek het deur ek noem dit 3 weke wat daai episodes na mekaar was, was dit vir my baie moeilike tydperk geweest. Ek het selfs 'n tannie gehad wat met 'n handsak my bygekom het in die Woodlands Mall. Nee. Ek beloof. So Wat soos jou wou slaan met die sy handsak? daarom nou nie dit nie. Sy het op my afgepyl, sy was nie seker wat ek was nie en sy het met haar handsak dit gedoen. So weer eens kan ons nou fokus op die negatief. Daar was ook baie ouliker ander mense wat my herken het wat baie vriendelik Maar daai was. is mal. Dit het my Daai is gebreek. mal. So ek was soos letterlik so alles Sure. waardeur ek gegaan het, daai was my soos die cherry op die koek. Yes, weet jy. Ja. Hoe ek weet nie hoe ek sou reageer in daai situasie nie. En as jy mooi gaan kyk oor alles dan is dit ja, dit word geëdit op 'n sekere manier, maar was dit dalk nie vir Charlene gewees nie en wat valse aantuigings gemaak het en dit geëer is en nooit my kant vertel was, ek het nie 'n kant toe gehad nie, jy hoor wat ek sê, maar mense het nie hulle helder denke gebruik en gesê, maar wag 'n bietjie, hierdie vrou sê niks van haar nie, hoekom? Want daar is niks nie, dan het daar nooit dit dalk gebeur nie. Yes. Ja. En ja, ek is nou maar iemand wat lag in bietjie moeilike omstandighede, so ek het op daai poolparty miskien 'n deur oopgemaak waar ek lekker gegiggel het vir alles wat daar aangaan, maar kom nou die lewe is verskriklik ernstig genoeg dat dit vir my so klein bietjie verbaas het en ek het gedink is 'n klein bietjie snaaks dat groot vrouens se kant te kere gaan. My ook, want ek is jonger as meeste van almal wat daar was. Ja. En ek was soos, hoe hierdie is groot mense. Hoe gaan hierdie groot mense so aan? So en dan nou dat 'n ander groot mens jy met haar handsak wou bykom in Woodlands Mall. Tannie, ek hoop jy kry skaam as jy dit sien. Wat in die lewe? Maar ek hoop dat hy nie te veel van die ander comments het Jesus gefaked nie, maar ek moet ook sê dan ek lees vir dit, maar dan sien ek nou vir Roan. Nou kyk, ek wil definitief hoor wat is jou opinie op Roan wat so terugkomend oor alles. Want hy sê nie altyd die greatste goed nie en veral nie oor vrouens nie. Het jy dit al gesien? En 100%. So Roan sou ook in hierdie tydperk het hy slegs vir 'n sekere 1 of 2 vrouens opgekom. Wanneer ek afgekraak of gebreek was, het hy glad nêrens vir my opgekom nie. Okay. So dit was 'n bietjie 'n dolk in die hart. So dit het vir my beteken dat sy hy is nie hy is partydig. So buiten vir dit is dit tas my hele menswees. Ons benader omstandighede heeltemal anders. En dis ietsie wat ek nou net weer besef het. So as ek getwyfel het, het ek nou na die show gesien dat ons mees beslis omstandighede anders benader. En ek moet nou dit vra, maar hy het 'n groot comment gelos oor wat tussen hom en Menet gebeur het. Nou ek weet toe hy Menet huis toe gestuur het, was jy nie meer daar op daai stadium nie. Maar het jy enige idee wat daar aangegaan het? Is die situasie wat hy oor praat in sy comments dat dinge agter in 'n kar gebeur het, weet jy of dit waar is? Soos wat is jou siening en opinie? Soos 'n benadering tot mense is fundamenteel nie my benadering nie. Okay. Same. So ek voel net as 'n groot volwasse man, as jy ongemaklik gevoel het, moes jy net daar die omstandighede aangespreek het. So nou voel ek waar of onwaar wat ek voel dit moontlik nie gebeur het nie. Okay. Ek dink daar was miskien 'n geleentheid, maar ek voel nie dit is heeltemal waar nie. Moes hy dit daar aangespreek het. Yes. En dan ook natuurlik moes hy 'n gentleman gebly het. Daar's maniere om dinge te doen. En ek skaam my, ek gaan nie vir jou jok nie. Hier is nie ietsie wat ek kan wegsteek nie. Ek skaam my om dit te lees en om deel daarvan te wees. Yes. Om te weet jy was ook op hierdie program wat nou so. Ja, so ongelukkig is ek nie een van die mense wat vir hom kan opkom nie. Hier kan ek nie vir hom opkom nie, want hierdie is
teen my karakter. Yes. Dis teen wie ek is. Mm. So ongeag waar of onwaar, dit is oor hoe dit fundamenteel gehanteer word, hoe hy die mense benader. En ook die feit dat Minette het nog niks gesê nie. So sy het nie eintlik haar deel gedeel nie en Roan gaan op Instagram op sy live en hy sê as sy haarself soos 'n hoer gedra gaan hy haar soos 'n hoer hanteer en ek kan net dink as iemand wat dis jou vriendin dat hoe dit jou ook dalk ontstel. Baie, dit breek my hart. En al wat ek kan doen is om daar vir haar te wees en sy moet haar kop omhoog hou. Maar ja, daar is nie veel wat ons omtrent dit nou kan doen en sy kan nie 4 met 4 nou veg nie. Nee, sy kan nie. Maar ek hoop vir haar part dat die waarheid sal uitkom. En wat ook al dit is, dat almal net kan asemhaal Ja, en relax. ja. Ek stem ook saam, ek kan ook nie noodwendig vir Roan opkom hoe hy dinge hanteer het nie. Ek voel ook dis onregverdig, maak nie saak wie wat doen nie. Ek het ook al gesê een keer op my story dat ek en my man stem ook nie altyd saam nie. Maar ek gaan nie jy moet nog steeds respek hê as jy met mekaar praat. 100%. Of jy nou gehou het van wat hulle gedoen het Ja. of nie. Veral as jy so pas 'n dag of twee terug vir 'n persoon gesê het jy's verlief op hulle en jy gaan hulle kies. So dit is net wat ek nie, maar ek sal love om nog met Roan 'n gesprek te hê daaroor. Maar ja, dit is lekker om jou opinie ook te hoor oor daai situasie, want dit is iets wat die hele land aan die gons Dit het. het. En Ja, dit breek my hart. wel 'n paar vrae van die kykers wat ek gevra het op my story. Een ding was jy nog daar toe die mense in sy kamer gevang was? Was daar mense? Cindy het gesê sy was in sy kamer. Sy het vir hom pille gevat. Ek was Yes. toe nog daar. Okay. En dat sy toe nou so 'n bietjie langer daar gekuier het. En dat Minette toe nou daarop afgekom het en toe Minette toe nou 'n reaksie gehad het. En toe Roan 'n reaksie op Minette wat 'n reaksie gehad het. Het Roan werklik ook van ons rumors dat hy op almal geskree het by die tente en vreeslike woorde gebruik het? So dit is net toe ek weg is wat daai insident gebeur het. Okay. Maar ja, die vorige insident is waar, dit het gebeur, maar dit was onskuldig geweest. Okay. Good to know. Good to know. Want die mense was very like want met Franna en Nytjie se seisoen was daar ook so iets en ek weet of dit so skuldig was nie. As jy terugkyk nou na die program en na Roan, het jy enige iets waar jy spyt is? Voel jy, wow, ek moes vroeër dalk Roan se red flags raak gesien het? Enigiets soos dit? Nee, ek dink nie ek sou enigiets anders gedoen het nie en ek voel ook nie ek gaan myself nou hier kom oor die skouer tik en voel hoor hierso jy moes vinniger gereageer of vinniger iets gesien het nie. Ek dink ek moes wel die dag wat ek van gesê het ek gaan huis toe, dink ek het gegaan het. Ek moes my gun gestiek het. Maar dan weer eens ek noem dit ek het die happie uit die paai gekry voor my net die paai gekry het. Same, ja. So dalk I don't know, was dit nodig geweest vir die kyker om te sien laat hy nie net met een persoon so was nie. Yes. So ja, ek het nie so erg gekry nie. Yes. Dit is 100% realiteit. Dit was nog steeds erg, maar Ja. ja. So ja, anders is ek dalk ook gewonder het, ag, kon dit nie anders gewees het nie of so. En daardie was vir my net 'n leerskool geweest en dit is definitief nie wat ek sou wou hê nie. En dankie tog, jy is dan nou uit. Maar ek wil afsluit met 'n paar vinnige vrae. Yes. Of vra ons chat al vir so lank. TikTok of Instagram? Ek vind TikTok mense baie vriendeliker. En ek is dan nie 'n groot TikToker nie. As jy gaan kyk na my huidige content, dis baie minimaal en ek dabble bietjie in dit, Yes. maar ek mag dalk meer daai kant toe gaan. Hulle is net baie vriendeliker, baie oop vir dingetjies. Ek voel ook so, op party platforms is die mense bietjie kwaaier. Ja. Wow. Witwyn of rooiwyn? As jy vir die res van jou lewe net een mag kies. Is dit somer of winter? Vir die res van jou lewe deur elke seisoen. Okay, so dan gaan ek somer kies, dan gaan ek wit kies. Hey. Ja. Ek sou ook. Of soos 'n sparkling muscat of iets. Ek weet nie. Roan of ander op my eis ouetjie brandepyper.
Brendan is te jonk vir my, jy kan nie dit vra nie. Hy's sterre. Brendan is my baie aantreklike ouetjie. Nee, regtig, en ek dink daar uit 'n tipe van 'n gentleman aan hom Yes. wat ek raak sien. So dit is my interessant, maar ek kan nie it's too young. Can't go there. Okay, Roan of JP. Dis baie is 'n regverdige vraag. Ek gaan eerlik antwoord. Doen dit. JP. Okay, Mm. good to know. JP se persoonlikheid is baie sterker. So ek vind aanklank baie meer by iemand met 'n sterker persoonlikheid. Ja, Roan is my nog tussen die boom en die bas. Dis dalk net regtig die ervaring wat ek met hom gehad het of die tyd die plek wat homself in bevind. Yes. You never know. En dis insane dat hulle is 'n tweeling. Ja. Selfe ouderdom, alles Ja. en dat hulle so kan verskil. Dis die lewenservarings dink ek en soos ek sê die tydperke, die tydgelewe waarin hulle is. Yes. Charlene of Marita? Marita, Okay. En dan laastens op my eie poeske vrou. op my eis. Okay, fine. Wel, my wyn is nou klaar en my vraag vir jou is klaar. Hermie, regtig baie dankie dat jy gekom het, jou tyd met my gedeel het en kom oopmaak het en vir my jou kant van die storie ook vertel het. Dankie vir jou. Ek is dankbaar dat jy my genooi het en dat ek geleentheid gehad het om my kant ook te vertel. Wel, ek is seker almal gaan dit love om jou te sien want ek het wel ook 'n comment gekry op my storie wat gesê het, praat asseblief met Hermie want ek voel nie ek het haar genoeg leer ken op die Ja. show nie. So ek is bly dat ek ook nou 'n bietjie meer van jou kon wys. vir almal daar Dankie. buite. Ek is bly. Ja, maar met regtig weer eens baie dankie vir jou tyd. En ek hoop ons drink nog baie wyn saam in die toekoms. Ja. As jy nog steeds so skieurig is en nie weet waarvan ons alles praat nie, gaan kyk elke liewe episode van Op My Eis op DStv stream, gaan binge dit en gaan kyk dit want dit was lekker om te kyk. Nee, ek sien julle volgende keer met nog 'n lekker juicy episode en gaan follow my oral, gefollow vir Hermie oral. Dis dan al van my kant af. En dan sien ek julle volgende keer. Bye.